En dit is die tema van vandag se boodskap wat sê, kies om te vergewe. Kyk dalk vir een langs jou en sê vir hulle, ek kies om te vergewe. Dis groot woorde, baie gaan dit baie moeilik uitkry. Dit gaan swaar uitkom. Jy kan vanmôre net voor die Here ook sê, as daar nou nie iemand langs jou was nie, dan sê jy vanmôre, Here, ek kies. Kom ek wag vir julle. Here, ek kies om te vergewe. Partykeer is die begin van alles om dit te begin sê. Amen. Spreuke 18:21 sê lewe en dood lê in mag van die tong, die wat gebruik sy vrug daarvan eet. Amen. So ons staan daarop. Vanmôre is daar 'n gedeelte uit die woord van die Here, 'n storieetjie wat so spesiaal en so mooi is. Ek weet nie of ek die hele een vir u moet lees nie, is geweldig lank. So ek gaan hom vir u vertel. En dis opgeskryf, u wat dit wil gaan lees in Matteus 18, vers 21 tot 35. Dit gaan daar waar Petrus nou ordentlik wil wees en hy sê vir die Here, Here, moet ek dan nou as my boetie teen my sondig hom 7 maal vergewe? En die Here sê vir hom, nie 7 maal nie, maar 70 maal 7. Nou baie mense probeer nou wiskundig het uitwerk in die formule, wat het God nou daar bedoel, en hulle probeer nou het heel tegnies maak, jy kry mos ouens wat die hele dam onder die eend uitdruk. Ja, maar in elk geval, daai 490 het nou niks met als uit te waai nie. Jy kan nou iets moois gaan uithaal, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Petrus het 7 genoem, en daarom het Jesus gesê 70 maal 7, dit kon net sowel 8 gewees, dan was dit al 80 maal 8. Of 90 maal 9, of 3 maal 7, of 6 maal 4. As 'n paar ons het nou saam is met die somme. Okay, maar waaroor dit gaan nie oor daai nie. Dit gaan oor dat jy moet aanhou vergewe. Dis waarvoor ek jou roep. Daar is nie 'n perk nie. Daar is nie 'n stip wat jy sê, nou is dit genoeg nie. Ons voel almal so, nee. Ek sê, ek vat net tot op 'n punt, dan trek ek die streep. Ek mag die streep trek. Maar ek moet baie versigtig wees. Daar's 'n verskil tussen wanneer ek die streep trek wat mense met my aanvang en die streep trek om hulle te vergewe vir wat hulle gedoen het. Onthou, as ek iemand vergewe het wat my te nagekom het, ek is ook nie, ons het nou gesê die kindertjies van Jesus is nie. So ek hoef nie noodwendig weer dit met hom te doen nie. Ek hoef mos nie weer besigheid met ou te doen wat my ingedoen het nie. Dan is jy mos nou bietjie Popo, ja. Ek wil julle nou nie lei om hier verkeerde goed te sê nie. Okay, nou vanmôre wil ek graag vinnig met u deel oor hierdie storieetjie. Nou, Petrus sê toe, ja, nee, 70 maal 7, en Jesus kom, en hy vertel hom die storie, en hy sê vir hom, dis soos 'n koning, maar daar was 'n dienaar wat die koning baie geskuld het. Dit was so baie, dat hy kan dit eintlik nie betaal het nie, en op die einde van die dag, toe kom hulle op 'n plek wat hy kom maar voor die koning, hy sê, nee, hierdie ou gaan nou maar moet boet met sy lewe, bring sy vrou, bring sy kinders, verkoop hulle almal, en hy sal nou maar werk en slawe wees, totdat al sy skuld verheffen is. Jo, en die ou val neer, hy sê, asseblief, wees my genadig. Hy val op sy knie, sê, asseblief, vergewe my, asseblief, wees net genadig, my vrou, my kinders, alles. En die koning kyk vir hom, hy sê, is reg, ek spreek jou vry van alles, jy skuld niks nie. Kan jy daai oomblik van blydskap, soos wanneer jy speedkopjie aftrek, hy sê, jy kan maar gaan. Jy voel sommer lekker hoor. Okay, nou dis 50 maal beter. Jy het mos niks verkeerd gedoen toe jy speedkopjie aftrek. Okay, nou in elk geval, nou gaan die man uit en hy is opgewonde, dankie Here, ek is vry en my kinders kom en almal is te bly en hulle haks en kieses en hier stap hy uit en hy sien hier's 'n ou wat hom skuld, hy sê, die ou sê vir hom, hoor meneer, ek kan jou nie nou betaal, ek sal met jou regmaak. Die logiese ding is, ek het nou soveel geskort dat hierdie bietjie is vir my niks. Ek moet sê, gaan, die Here het my gebless. I'm blessed to be a blessing. Hy sê, nee, jy sal my elke bietjie betaal of jy sal toegesluit word. Ek sal jou nie vergewe nie. Dink nou mooi daaraan. Dit klink soos 'n tipiese kerksmens. Ek sal jou nie vergewe nie. Nou hoor die ander mense, hulle is baie hartseer, hulle is in 'n toestand en kou hulle polse en op die einde hardloop hulle na die koning toe.
Die skinderbekke, die skindermense, daar is ons 'n paar van hulle ook in die kerk. Hardloop hulle. Hoorie, ons wil net gou vir jou sê, jy het nou net hierdie ou laat gaan, maar hy het daai ou nie laat gaan nie, en hy laat sluit hom toe, en hulle gaan skinder alles oor. Die koning sê, hey, kom. Jy kan hierdie ou nie vergewe nie. Kom, ek wys gou vir jou wat maak ons. Ons sluit jou toe, jy sê elke sent betaal. As jy nie kan vergewe nie, gaan ons jou nie vergewe nie. As jy nie kan vryspreek nie, spreek ons jou nie vry nie. Wow. Wie oor het om te hoor wat die Gees van God in die gemeente sê. Wat is die kragtigste gebed in die Bybel? Wie leer ons bid? Wat leer ons bid? Onse Vader, vergewe ons soos ons skuldenaars vergewe. Ek vra gou vanmôre vir jou, is dit nie 'n baie gevaarlike gebed nie? Dink nou mooi wat ek vanmôre vir jou sê, is dit nie die gevaarlikste gebed nie? Want hy sê net daar vergewe ons nie. Hy sê vergewe ons met die maat wat ek vergewe. Jo, eina, hier slaat die Onse Vader ons nou tussen die oë. Voel so Dawid geveg, nee. Klippie, ja, daar's 'n paar wat nou, okay, nou, as jy vanmôre slegs vergewe word, soos wat jy jou skuldenaars vergewe, kan jy vanmôre vir my sê, jy is vry? Voel jy vanmôre dan skoon, skuldvry, lasvry, sonder vloeke, sonder spreuke, sonder enigiets oor jou? Of is daar so 'n paar goedjies wat dan aan jou hang, maar daar's 'n paar mense wat jy aan hang? Weet jy hoe belangrik is dit, terwyl ek besig is om te bid en die Here praat met my, en ek bid hieroor en die Here sê, besef julle hierdie groot woorde, wat julle bid, vergewe ons soos ons skuldenaars vergewe, maar jy vergewe nie die mense nie, jy vergewe nie daai ou nie, jy sê vir almal sê ek vergewe, maar vir hom kan ek nie vergewe nie. Dit beteken, God hou dit teen jou. Dit beteken in plain eenvoudige Afrikaans, wat selfs die jonges verstaan, jy gaan hel toe. Dis nie lekker kerk hierdie nie. Hier gaan ons nog hel toe. As jy iemand se sonde nie vergewe nie, word jou sonde nie vergewe nie. En die Bybel sê, geen sonde sal die koninkryk van God ingaan nie. Ek weet nie wat sê die nuwe verdraaiing nie. My ou vertaling sê, geen sonde nie. Nou vra ek vanmôre vir jou, as jy dan vanmôre opsetlik sonde op jou gaan laai, omdat jy iemand anders nie kan vergewe nie. Ek het 'n spreekwoord wat sê, ek het 'n paar snaakse spreekwoorde, moet jy almal gebruik nie. Maar ek het 'n spreekwoord wat sê, as die koppie dom is, moet jy lyfie suffer. Ek wil hê jy moet vanmôre mooi dink aan wat ek sê. Dis groot woorde hierdie. Probeer dit nou lekker oordra. Maar my weesie binne ruk. Want ek besef my God, as ek nie vanmôre elke ou kan vryspreek in my lewe nie, sluit ek vanmôre die hemel vir myself toe. Ek sluit vanmôre die seëninge van die Here oor my lewe toe. Ek sluit vanmôre die vryheid in God vir my toe. Ek sit my sleutel, niemand anders nie. Jy het vanmôre die sleutel. Kyk vanmôre in die gees bietjie in jou hand. Kyk in die gees. In die gees en jy sien jy het 'n sleutel. Wat maak jy met daai sleutel? Is dit 'n oopsluitsleutel of is dit 'n toesluitsleutel? Party ons in 'n so sterk toesluitsleutel, hy tot daai polismannetjie. Julle ken daai polismannetjie. Ek weet nie, ek gebruik hulle dit vandag nog. Want jy so 'n paar jaar terug en kry polismannetjies, hy klein fyn sleuteltjie wat jy so indruk en draai hom en los hom maar binne. Laat 'n ou nie eens met 'n ander sleutel hom kan oopsluit nie. Jy is sommer heeltemal verseker hy's toe. Ek wil vanmôre vir jou sê. Ek sê dit baie en ek wil dit vanmôre weer duidelik sê. As jy mense nie vergewe nie, blok jy jouself. It's to cut your nose to spite your face. Behalwe is baie groter. Mag het maar eerder hierso gewees en dan kon jy kortgoed in die spieël kyk tot inkeer kom, maar dit beteken die ewige lewe sluit jy vir jouself weg. Ek sê vanmôre vir u, terwyl ek met u praat,
en jy dink bietjie deur jou lewe, hoorie my, Jesus, hierdie ou het my te nagekom. Ek is deur hierdie mense gemolesteer. Hierdie ou het my verbal abuse, hierdie ou het my fisiese abuse. Hulle het my verneder, hulle het my ingedoen. Ek sit vandag in ellende as gevolg van hulle. Ek ken soveel mense wat heeldag besig is met hierdie gemors van onvergewensgesindheid, omdat hulle nie mense kan laat gaan nie. Kom ek sê nou vir jou om aanhou vry te spreek, beteken nie dit gaan nou slegter gaan met jou nie. Dit kan net beter gaan. Hoor mooi, dit kan net beter gaan. Dit gaan nie slegter gaan as jy vry spreek nie. Nou, ek wil iets groots vir julle sê vanmôre. Om vry te spreek beteken nie ek sê wat jy aan my gedoen het is reg nie. Amen, is jy by my? Dit beteken nie ek sê dat dit wat jy gedoen het is reg nie. Dit beteken net ek vergewe jou en ek gee God kans om te maak wat hy voel hy moet maak daarvan. Ek gee die wraak aan God oor. Maar nou is dit ook doen, nou maar reg, ek moet nou teen Johan vergewe of iets. Ek sê, Here, ek vergewe vir Johan, maar Here, slaat hom. Here, gryp hom, tackle hom. Dan het ek moes nou nie vrygespreek nie. Die Here sal doen wat die Here moet doen. As niks teen Johan is, hoe ek dit kan sê, hoor. Maar, hoor jy vanmôre wat ek sê? Party mense het gesê, nee, ek spreek vry, maar Here, ek begin nou bid dat hierdie man se sake werk. Jy het nie vrygespreek nie. Jy voel jouself. Laat gaan dit. Vergeet van dit. Vergeet van die miljoene wat jy verloor het, daar's ander voor. Vergeet van die seer van die verlede, daar's blydskap voor. Vergeet van hierdie goed wat gebeur het. Vergeet van grondgebied wat jy verloor het. Hier's nuwe grondgebied voor. Daar lê groot dinge vir jou in stoor. Laat dit net gaan. Ek weet, ja, pastoor, jy praat maklik. Ek kan jou my lewensverhaal vertel, dan gaan jy saam met my nou sit en huil. Ons gaan polse kou en ons gaan vir toonsuiwers ondersteun. Maar ek wil nou vir jou sê, dit gaan my nie baat nie, dit gaan my nie help nie, ek gaan nie beter voel nie. Maar as ek vanmôre kan sê, Here, vergewe hulle, want hulle het nie geweet wat te doen. Aan die kruis, toe kom Jesus, hy gee vir ons weer die voorbeeld. Hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat te doen. Aan die kruis, besig om dood te maak. Toe leef hy uit wat hy vir ons predik. Vader, vergewe hulle. Stefanus het ook met Jesus ontmoeting gekom. Wat doen Stefanus terwyl hy besig is om gekruisig, om gestenig te word? Hulle gooi hom. Hulle gooi hom met boulders, papa. Dis nou nie hier ry verby, nie van die brug af met 'n klippie nie. Is groot is. Hulle gooi groot klippe. En dan daai laaste klip in steniging werk, so vat 'n groot klip en laat val hulle hom op jou kop. Om seker te maak is verby. Hulle het met Paulus gedoen, God rig hom op. Maar okay, nou is hy besig met Stefanus. Ons is nou eers by Stefanus, bly nou hierso. Okay, nou Stefanus hier, hulle gooi hom. Hulle boul hom oor. Die manne gooi hom, want hy is nou die eerste martelaar vir Christus. Paulus op daai stadium, wat Saulus was, hy hou die klere vas. Sê, kom, laat jy nou nie jou klere vuil maak nie, ek hou vas, gooi julle. Julle het geweet. Hy was die ou wat klere vasgegooi toe hulle eerste Christen doodgegooi het. Hy is die ou wat daarna in huise gegaan het, mense uitgegooi, hy het hulle verplig om teen God te laster. Paulus het leuke pad gestap, maar terwyl hy nou vir Stefanus gooi, weet jy wat sê Stefanus? Want hy is op 'n ander plek, hy is in kontak met God. Hy sê, ek sien 'n deur geopen. Ek sien God wat sit, Christus wat staan in die regterhand van God die Vader. Hy sê, vergewe hulle, Here. Ek en jy het 'n paar rand verloor, of hulle het bietjie my vlees skade aangedoen, of hulle het iets aan my gedoen. Ek voel hulle het so bietjie aan my ego gestreel, en raak ek omgekrap en ek weier om te vergewe. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek, Jacques Potgieter, as ek dink waarvoor God my als vergewe het, Jesus, ek was 'n stoute ou, hoor. Hey, ek was 'n stoute ou in die kerk. Ek was skynsheilig. Ja, ek was stout. Net my ma het my lief gehad. Ek was soveel goed gedoen wat niemand geweet het nie. As ek voor die spieël staan, dan weet ek, jy moet ophou. Maar die dag toe ek na Jesus toe kom, toe sê ek, vergewe jou.
Ek spreek jou vry, ek gaan dit nie teen jou hou nie. Ek sit nie 'n label op jou wat vir ewig op jou sal bly nie. Ek sit nie 'n skaar op jou gesig wat almal kan sien dit het gebeur nie. Ek gee nie vir jou 'n skankvlek nie. Nee, ek spreek jou vry. Hy hou dit nie teen my wanneer ek iets anders weer wil doen en sê, ja, kom ons gaan grou bietjie hierso in die argiewe en sê vir jou wat jy als gedoen het nie. Nee, hy sê ek het jou vrygespreek en wat vry is vry, wat skoon is skoon. Hy gaan dit nie weer teen my hou nie. Halleluja, vanmôre vra ek vir jou, kan jy vanmôre net die besluit neem en sê, ek vergewe jou. Jy het dalk nie 'n goeie opvoeding gehad nie, jy kom deur moeilike omstandighede. Vanmôre sit jy hier en die sleutel tussen jou en pappa. Moet jy vanmôre vat en jy moet daai deur toesluit en sê ek laat gaan die verlede, ek spreek hom vry. Jy moet vanmôre dalk vir mamma vergewe, vir oupa, vir ouma, stiefpa, stiefma, 'n eksman, 'n eksvrou, 'n buurman, ouens wat jou gaan oorgee het, 'n bouinspekteur. Ek het hom vrygespreek. Ons 'n paar ons wat lag, ons het nog 'n uitdaging gehad met 'n bouinspekteur. Maar dankie Here, ek het dit laat gaan. Ek het dit laat gaan. Volgende keer sê ek dinge net anders doen. Maar ek vra vanmôre vir jou. Ek sien die lewe gaan voor my verby as gevolg van een ou wat dit vir my wil moeilik maak. Toe besef ek is besig nou om die man te speel, nie die bal nie. Want ons worstelstryd is nie vlees en bloed nie, dis die owerhede, die magte, die bose geeste en wêreldheersers. Ek vra vanmôre vir jou, wil jy nie vanoggend hierdie besluit neem? Kies om te vergewe nie. Wil jy vanmôre saam met my sê, Here, ek wil kies om te vergewe. Here, U doen dit. Gee dit vir U oor. Here, dalk ruk jy, Here, hulle so kragtig tot bekering. Jy weet, baie van daai mense sit in omstandighede en goed, omdat hulle nie vry kan kom nie. Die Here wil hulle lewens omswaai. Die Here wil jou lewe omswaai. Jy weet, dit is bewys, dat baie mense wat vandag sit aan ongeneeslike siektes, die hoofoorsaak daarvan is bitterheid. Bitterheid en onvergewensgesindheid. Dit eet jou op. Ek het dit gesê en ek gaan dit maar weer vir julle sê. Om bitterheid te hê en onvergewensgesindheid teen iemand is soos vir my om gif te drink en te hoop kassie kom iets oor. Dis al wat gebeur. Ek benadeel myself. Ek wil vanmôre vir u vra en ek wil sluit hiermee. Ek voel net ek wil nie byvoeg nie. Vanmôre het die Here vir my sê gaan en vra vir my kinders, wil hulle nie maar kies om te vergewe nie. Vanmôre wil ek jou vra, wil jy nie kies om te vergewe nie? Jy dra dit al 70 jaar. Is iemand wat vir oor die 70 jaar iets saam met jou dra, as 'n klein kindjie, dra jy daai goed saam met jou. Jy sê, hoe kan hy van dit ontslaa raak? God kan vanmôre vir jou die krag gee. Ek is tot alles in stadia Christus wat vir my krag gee. Kom ons buig ons hoofde. Ek ervaar vanmôre die salwing van die Heilige Gees is hier. Die Here sê vanmôre vir jou, spreek nou vry. Jou oorwinning lê daar binne. Ja, dit was seer, Here. Dan sit mense wat sukses in die lewe behaal het, maar kyk wat het hulle aan my gedoen. Jy het niks met dit uit te waai nie. Spreek vry sodat God jou kan seën. Vader, ek bid vanmôre. Ek begin vanmôre self. Ek wil my lewe ondersoek en nie enige iemand wat U nou voor my bring, enige iemand wat U voor elkeen bring wat nou in hierdie plek is, Here, wil ons vanmôre, as daar iemand is wat ons moet vryspreek, vra ek Heilige Gees, bring hulle gesigte nou voor ons, bring die situasie voor ons op, laat ons hulle kan vryspreek. En ek wil vanmôre vir jou vra, soos hy gesig nou voor jou opkom, sê vanmôre, kom in die geloof en sê, Here, ek spreek hom vry, Here, ek spreek haar vry, Here, ek spreek hulle vry. Maar ek ook vanmôre vir jou vra, moenie geskok wees as jy jouself sien nie. Spreek dalk vanmôre jouself vry vir verkeerde besluit wat jy op 'n verkeerde tyd gemaak het. Ek sit baie met dit. Ek, Jacques Potgieter, sit baie met goed wat ek myself moet vryspreek, want ek kan nie glo ek het seker goed aangevang nie.
Here, hoe het ek dit gedoen? Hoe was ek so besluier? Here, maar as ek hier vashak, kan ek nie verder gaan nie. Ek vra, spreek dit vry. Here, ek spreek vry vanmôre. Ek pleit by jou, God gee jou nou 'n geleentheid, spreek nou vry. Spreek dit uit daar waar jy is. Jy kan dit saggies by jouself sê, Here, ek spreek vanmôre om vry. Spreek jou ex-huwelik vry. Spreek hulle vry wat jou te nagekom het, daai ex-skoonma. Dalk is hy 'n huidige skoonma. Spreek haar vry. Spreek vry vanmôre. Jy sit vanmôre met die sleutel. Hoor vanmôre die woord van die Here. Jy het vanmôre die sleutel in jou hand om vir jou oorwinning oop te sluit. Deur die verlede agter jou toe te sluit. Laat dit gaan. Gee vanmôre dit aan die Here oor. Gee vanmôre aan die Here oor. Laat dit gaan. Jy kan dit doen. Dit is so maklik. Jy kan dit doen. Is 'n keuse, is 'n kopkeuse vanmôre. Is 'n besluit wat jy neem. God sal jou die krag gee. En wanneer dit weer gaan opkom, sê Here, dankie dat ek 'n vrygespreek het, laat dit gaan. En hoor vanmôre wat ek sê, ek praat uit ondervinding, die Here vat dit weg. Dankie Here dat ons nou elkeen het. Soos die mense by hulle opkom dat hulle vryspreek. Ek vra Here, daar's party mense wat dalk 'n langer lys het. Dat een hierdie dag met hulle sal praat, dat die Gees van God die naprediker sal wees, dat hulle in hierdie middag, soos die gesig opkom, dat hulle sal vryspreek. Soos die gedagtes opkom, dat hulle sal vryspreek. Spreek vry en jy sal waarlik vry wees. Luister vanmiddag volk van die Here, spreek vry en julle sal vry wees. Laat die vryheid van die Here en die guns en die genade van God julle deel wees. Vader, dankie dat U nou by elkeen stil staan. Dankie dat U elkeen nou versterk. Dankie dat U elkeen van ons liefhet. Dankie dat U ons help, Here. Dankie dat U ons help om onsself te vergewe. Help ons, Here, om nou aan te beweeg. Want ons sê ek sal vergewe, maar ek gaan nie vergeet nie. Here, die oomblik as ek dit vir altyd moetswillig wil onthou, beteken dat ek nie vrygespreek nie. Here, daar's goed wat gebeur wat logies kom met maar op ons as mens. Maar as ek dit moetswillig hou, het ek nie vrygespreek nie. Wees ons genadig. Hoor my vanmiddag, Here. Hoor vanmôre my hart, Here. Ek bid dit opreg voor U. Here, ek wil vryspreek. Elkeen wat my te nagekom het, elkeen wat goed van my sê, Here, valse aanvalle, valse aanslae, mense wat goed van my sê wat ek weet is nie die waarheid. Mense wat my naam gaan beswadder, ek weet voor God het ek net die regte ding gedoen. Mense vir wie ek goed was, wat die meeste teen my opgetree het. Here, ek spreek vry. Ek spreek hulle vry. Ek seën hulle inteendeel, Here. Ek seën hulle met die seën van die Here. Here, sodat ek vanmiddag in die seën van God kan staan. Word dan nou verder verheerlik, Vader. Ek pleit die kosbare bloed oor hierdie vergadering vanmôre, oor hierdie diens, oor hierdie manifestasies, Here, oor hierdie besluite wat elkeen neem, oor hierdie uitspraak wat elkeen gemaak het, oor hierdie hartsbesluit wat elkeen vanmôre besluit het. Here, ons kies om vry te wees. Ons kies om te vergewe. Seën elkeen nou, salf elkeen, hou hulle onder die kosbare bloed, Vader, tot ons weer by mekaar kom. Om die naam van die Here groot te maak. Om U naam te aanbid en U naam te bely, om U naam eer te gee vir wie U is. Word nou verheerlik, Vader, vandag ons in die wonderlike naam van Jesus. Amen en amen.